die water in die glas, en hierso het jy die glas, maar sodra jy hom in 'n groter beker sit vol water, eerstens verdwyn die glas, jy sien nie meer die glas nie, tweedens, die wat in die glas is, word nou beheer deur die wat buite die glas is. Het jy al gesien hoe werk water? Jy kan maar maak wat jy wil, as jy 'n houer met water het, en jy sit hom in 'n swembad, of in 'n ander poel water, die water binne-in, gaan doen wat die water aan die buitekant doen. So wat is die punt hiervan? Ek wil vanaand vir jou een vraag vra. Jy het die Heilige Gees, maar het die Heilige Gees jou? En as jy moeg om strome in jou lewe aan die gang te probeer kry. Sien, ek en jy is nie die headwaters nie. En wat dit beteken is, headwaters volgens geographical locations is waar strome aan mekaar kom, né? Is die bron. Nou, baie mense is die bron van hulle eie voorsiening. Baie mense is die bron van baie goed in hulle lewens. En ek en jy is nie veronderstel om die bron te wees nie. Ons is nie die bron van die lewende water nie. As hy praat van die lewende water, hy sê in Johannes 7, hy sê dit is die Heilige Gees wat hy vir ons gestuur het. So die fondasie van vanaand se woord lê op hierdie. Solank as wat jy in beheer is, sal jy deur probeerslae leef, maar wanneer die Heilige Gees in leiding is en beheer is, leef jy volgens goddelike leiding, divine direction. Solank as wat jy in beheer is, lewe jy in trial and error. Maar wanneer die Heilige Gees leiding het, en dis vir my eintlik, ek is so lief vir die hele konsep van die leiding van die Heilige Gees en wat die Here eintlik vir ons bedoel, né? Hoekom sê ek so? Want ons as mens probeer altyd alles uitredeneer. En die eenvoudige deel om net te laat gaan en in die vrede van die Here te wees, voel ons maar, as ek net laat gaan en ons nie beheer nie, dan gaan dit mos chaos wees, en eintlik is dit die teenoorgestelde. Wanneer ek my eie bron probeer wees, wanneer ek in beheer probeer wees, dan is daar chaos. But when I live according to the direction of the Holy Spirit, I live according to divine direction. So die twee punte wat ek vanaand op hierdie fondasie wil bou is, hoe lyk 'n lewe wat totaal oorgelewer is aan die Heilige Gees? En twee, watter impak het so 'n lewe dan in ons samelewing? Hoe lyk 'n lewe wat totaal oorgelewer is aan die Heilige Gees? Die grootste ding van 'n lewe wat oorgelewer is aan die Heilige Gees is, dis nie 'n selflewe nie. Jesus is die beste voorbeeld wat ons daar kan kyk, en hy sê in Johannes 6 vers 38, hy sê, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus het gekom om sy Vader se wil te doen. Nou wil ek vir jou vra, hoe lyk jou lewe as jy dit nou net bietjie moet compare, as jy nou net moet dink aan jou lewe tans, wie se wil is eerste in jou lewe? Die Here se of joune? Wie se planne is eerste? Die Here se of joune? Wie se leiding vat eerste plek? Die Heilige Gees of die Here se leiding? So hoe lyk dit as jy in die oggend wakker word? Ek weet, ek vra hierdie want dit is goed wat ek in my eie lewe moes gaan kyk het. Met watse mentaliteit word ek wakker in die oggend? Staan ek op, soos wat ek meestal doen, ek moet vandag hierdie, ek moet daai, ek moet die, ek moet soontoe, ek moet dit klaar kry, daai doen, daai persoon sien, dit sê, daai persoon bel, die boodskap stuur. Baie keer klim al uit die bed uit met die foon in die hand. Maak sort gou 'n paar goed uit. Jy sal baie keer wakker voordat jy wakker word om aan die gang te kom met die werk. Of lyk jou lewe sodat as jy in die oggend opstaan, sê Here, goeiemôre Abba Vader. Goeiemôre Heilige Gees, goeiemôre Koning Jesus. Heilige Gees, wat wil U vandag deur my lewe doen? As ons op die besef kan kom dat ons op die aarde geplaas is, ja, om 'n lewe van oorvloed te lewe,
But we have been placed here to live a life and a purpose according to the will of God. Dit wat hy in en deur ons lewe wil doen. So I don't want to live by trial and error. I want to live by divine direction, doing the will of the Father. Sien 'n selflewe neem beheer van sy eie omstandighede, maar 'n lewe gelei deur die Heilige Gees beteken dat die Heilige Gees in beheer is. Jy raadpleeg die Heilige Gees in elke besluit wat jy maak. So hoe lyk hierdie dan vir jou prakties? Wat bedoel ek hiermee? Kyk, Spreuke 19 vers 21, ek het dit in hierdie vertaling, die Engelse vertaling wat sê, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ek dink the Message said it anders. Hy sê, many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand or be carried out. 'n Paar praktiese voorbeelde in 'n kind van die Here se lewe, van leiding van die Heilige Gees. 'n Werksposisie kom op. Here, Heilige Gees, vat ek dit of vat ek dit nie? Eenvoudige voorbeeld. Die Heilige Gees werk in jou hart. Sê Barry, vergewe hierdie persoon. Maar Here, hy het so en die persoon het ek gee nie om nie. Vergewe hierdie persoon. Of moenie jou opinie lewer nie. Jy's in die middel van 'n gesprek, moenie jou opinie lewer nie. Of jy's in die middel van 'n gesprek waar iets onregverdig is en die Heilige Gees sê praat die waarheid. Leiding van die Heilige Gees. Of moenie jou geld daar belê nie. Dis nie die beste plek vir jou om jou geld daar te belê nie. Of wees versigtig waarmee jy nou besig is. Daar's so baie dele. Kyk, die Here wil nie die Heilige Gees is nie accessory tot 'n koninkryk lewe nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. En hy wil in elke deel van jou lewe betrokke wees, in elke besluit wat jy maak, van jy opstaan die oggend tot jy gaan slaap die aand. En hoe baie maak ons om deel van hierdie besluite? Of is hy net daar as 'n kruk op die oomblik wat ons besluit, okay, nou werk my planne nie meer uit nie, wat doen ek nou? Maar as ons van die begin af gesê het, Here, wat is die plan? Dan sou ons dalk baie verder gewees het as wat ons nou is. Maar ons voel dat om oor te gee swakheid is, but to surrender isn't weakness, it's power. Want nou sê die woord van God in Romeine 8 vers 14, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Maar hierdie woord, seuns of kinders, in die Grieks is goeios. Kan jy sê goeios. Goeios. As jy 'n bietjie flair daar wil sê goeios. Dit beteken mature. Volwasse seuns, kinders. Jy's nie net sommer 'n seun nie, jy's nie net hy wat deur die Gees van die Here gelei word, is nie net sommer 'n seun nie, he's spiritually mature. Spiritual maturity is when you can put God's eternal will before your temporary plans and desires. Sien die vlees wil baie keer op baie dinge doen. Die vlees wil graag en goed betrokke raak waar ons nie altyd moet betrokke raak nie. But spiritual maturity shows wanneer ons kan staan en sê nee. Ek kies om hierdie nie te doen nie, want dit is nie die wil van God vir my nie. It's not part of God's will. So net vandag is 'n voorbeeld. Dink net aan vandag, die dag wat verby is, en antwoord hierdie vir jouself op 'n skaal van 1 tot 10. Hoeveel keer was jy vandag gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees? Kan jy in enige oomblikke dink wat die Heilige Gees het in jou hart gelê het om enigiets te doen? Iemand 'n woord te gee? Iemand te bid? Dis nie noodwendig net altyd aanraking teenoor ander mense nie, maar dit gaan oor besluite wat jy neem ook. Het jy vandag besluite geneem wat jy voel ek kon eerder die Here geraadpleeg het hieroor? Want jy sien iemand sê hierdie ding, the Holy Spirit will not lead where he is not Lord. So wat het eerste plek in jou lewe? Solank as wat daar goed is in jou lewe wat belangriker is, gaan jy altyd die Heilige Gees op the back foot sit. En baie keer ontdek ons nie 'n lewe van krag nie. Ons het die Heilige Gees binne in ons. But there's no power.
Want ons vat nie leiding by die Heilige Gees nie. Sien, vir die Heilige Gees om totale leiding te vat in jou lewe, moet jy hom vertrou. Jy moet hom vertrou dat hy weet wat die regte keuse vir jou is. Jy moet gehoorsaam aan hom wees. Dit beteken jy moet reageer op sy instruksie, op sy woord. Maar hoe weet ek wanneer die Here met my praat? Het jy al ooit, wie van julle het al hierdie vraag gehad? Hoe weet ek wanneer die Here is wat met my praat? Het iemand al so gewonder? Het jy al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy voel, Here, is dit nou U, of is dit my gedagte, of is dit my emosie, of was dit iets wat ek eers raak gelees het? Is dit nou U of is dit nou nie U nie? Twee dinge rondom hierdie. 1, glo jy dat die Here in staat is om enige iets te kan doen? So as die Here enige iets kan doen, enige iets, glo jy dat hy weet om met jou te praat? God is not confused. Hy weet om met sy kinders te praat. Wanneer die Here met jou praat, sal jy weet die Here praat met jou. Maar die ander ding, die tweede ding is, as jy nie eers kan getrou wees in die geskrewe woord van God nie, dit wat reeds vir jou geskryf is, hoe gaan jy getrou wees wanneer die Here in jou gees met jou praat? So vind rus eers in hierdie feit, dat die Here weet om met jou te praat, en wanneer hy met jou praat, sal jy weet hy praat met jou. Maar die tweede ding is, as jy nie tyd maak om in die woord te spandeer nie, baie van die antwoorde op jou gebede lê reeds hier binne. Die woord, dit wat God vir jou vandag wil sê, is reeds hier binne. Hoekom moet hy dit weer sê as hy dit al reeds vir jou gesê het? Spandeer tyd in die woord. Jy sien, 'n lewe wat totaal oorgelewer is aan die Heilige Gees, is nie 'n selflewe nie, maar vertrou die leiding van die Heilige Gees in elke area van jou lewe en is gehoorsaam aan die opdrag van God. Dis 'n lewe wat oorgelewer is. Maar wat is die impak van so 'n lewe? Jy sien, alles tot nou toe, as ons praat van leiding van die Heilige Gees, het so ver gegaan oor ons, oor myself. Maar as jy die karakter van God verstaan, God is a giver. Vir God gaan dit nie oor homself nie, vir God gaan dit oor ander. And if we are made in the likeness and the image of God, is dit ons karakter ook. Alles wat vir jou gegee is deur God, is nie net vir jou bedoel nie. But everything given to you is supposed to be given through you. Ek sal laat daai insink net gou vir 'n oomblik. Wat is die impak van 'n lewe wat totaal oorgelewer is aan die Heilige Gees? Terwyl ek besig is om hierdie woord te bewerk, vat die Here my na Esegiel 47. Ek gaan dit nie lees nie, maar net om vir jou gou die prentjie te skets, daar's baie ander preke en goeie woorde rondom hierdie stuk in Esegiel 47, maar daar's een spesifieke stuk wat vir my uitgestaan het. Maar in elk geval, hier is Esegiel en hy sien hierdie visioen en van die tempel af en uit die ooste hek loop 'n stroom water en elke 500 meter raak die water dieper, enkel diep, knie diep, waist diep, tot jy moet swem, tot jy nie meer kan staan nie, en die loop in die dooie see in, en daar's 'n groot visioen rondom hierdie, maar daar's iets spesifiek wat vir my uitstaan, en dis in Esegiel 47 vers 12, en hy sê, en by die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. So, hierso langs hierdie stroom wat Esegiel sien, is 'n klomp bome wat vrug dra. En hulle blare verwelk nie, en hulle blare is genesing. En ek dink dadelik aan Psalm 1 vers 3 wat sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Van wie praat hy hierso? Van die persoon wat die welbehae het in die wet van God, in die woord van God, wat in God gevestig en geplant is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. For those who believe in me, who trust in me
and who have and take confidence in me. From within him will flow rivers of living water. Sien, wanneer jy in die Here gevestig is, het jy nie net die Heilige Gees binne in jou nie, maar jy het die Heilige Gees deur jou, stroom van lewende water wat vloei. En die impak hiervan is 'n stroom van water wat uit jou binneste uitvloei en wat mense gesond maak en wat vrug dra. En een van die belangrikste punte wat ek ontdek in my voorbereiding van vanaand was that the Holy Spirit is not only given to you but given through you. Sien, ek en jy is aangestel om vrug te dra. Glo jy dit vanaand? Johannes 15 vers 16, jy kan dit daar gaan lees. Ons is aangestel om vrug te dra, but we are called to bear fruit and not produce it. Daar's 'n verskil. We are called to bear fruit, not produce it. Jy sien, die vrug van die Gees is sigbaar in 'n lewe wat totaal aan hom oorgelewer is, en ons doel is nie om daai vrug te produseer nie, maar om dit te dra. En dit beteken dat hierdie vrug ontstaan uit 'n lewe uit wat in Christus gevestig is, want 'n selflewe kan nie vrug dra nie. In Johannes 15 vers 5 in die message sê, I am the vine, you are the branches, the one who remains in me and I in him bears much fruit, for otherwise apart from me, that is cut off from vital union with me, you can do nothing. The purpose of the Holy Spirit-led and filled life is not to help you live a good life. As jou gedagte rondom die Heilige Gees is, wel die Heilige Gees is om vir my gegee, om vir my te help om 'n goeie lewe te leef, it's not. The Holy Spirit is given so that others may experience the power of God, may experience the healing of God, may experience the restoration of God through you. Want jy's 'n wessel. You're not a container, you're a vessel. Maak dit vir jou sin vanaand. Hierdie water in hierdie bottel is 'n container. Solank as wat hy toe bly die water hier binne. Kyk na 'n tuinslang. 'n Tuinslang is 'n wessel. Water kom een kant uit, in, aan 'n kant uit. That's a vessel. Jy sien, die probleem is, ons is containers met baie goed in ons lewens. Ons is containers van ons finansies, ons is containers van klomp goed en ons maak alles bymekaar. Die probleem daarmee is dat alles vergaan en alles wat jy vir jouself hou is eintlik vir jou 'n las. En die Here wil soveel meer deur jou sit. God wants to put so much more through your life. Maar ons hou vas aan die bietjie wat ons het, want net nou is daar nie genoeg nie. Net nou is daar nie genoeg nie. But a spirit-led life understands that God gives what he gives, not for you, but through you. En die resultaat daarvan is vrug waarvan mense kan eet. En ewe skielik sien ek die skrif in Handelinge 1 vers 8 waar hy sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ek sien hierdie in 'n heeltemal ander perspektief. Do you want a front row seat to experience the wonder working power of God? Wil jy getuienis wees van die krag van die Here wat werk? Laat toe dat die Heilige Gees jou gebruik. Ons het al dalk baie geleenthede gemis om die krag van die Here in werking te sien. Want ons is te in ons comfort zone om te sê, okay, Here, gebruik my. Dit wat U vir my gegee het, ek wil dit hou vir my. But as soon as you take that what God has given you and use it for others, dan gaan jy 'n witness wees van die power. Kyk, ons verstaan hierdie skrif in dalk in 'n baie ander manier partykeer van, okay, gaan wees 'n getuienis, gaan verkondig die evangelie, ja, gaan verklaar die werke van die Here, maar in 'n ander perspektief wil die Here hê jy moet 'n front row seat hê om te sien hoe werk sy krag in en deur jou. Maar net wanneer jy besluit, Here, nie my wil nie, maar U wil. Waar begin ons?
Waar begin ons om onsself oor te lewer? Jy sien, ek het vir baie lank en vir baie lang tydperk in my lewe het ek gedink dit gaan oor die hoeveelheid van die Heilige Gees wat jy het, maar jy het die volle mate van die Heilige Gees binne in jou. Jy het die volheid van God binne in jou. Maar die hoeveelheid wat jy oorgelewer is aan die Heilige Gees hang van jou af. The Holy Spirit will not lead where he is not Lord. Gaan homself nie op jou forceer nie, maar hoe meer jy oorgelewer is in die water, hoe meer sal jy sy krag sien. Dit beteken tyd en gebed, bid in die Gees. Ek myself begin uitdaag meer as ooit van tevore om te begin bid in die Gees. Ek het vir myself gesê, wel, hierdie is nie 'n vleeslike saak nie. It's not a natural, carnal-minded situation. We are spirit beings. So hoe dan nou anders? Maak tyd, bid in die Gees, en ek daag myself uit om te sê, wanneer ek bid, sluit ek hierdie denke van my af, en ek bid net in my taal, en ek bid, en dit is so vir my so interessant, na hierdie teachings wat ons gehad het rondom die taal en die Heilige Gees, sê ek, Here, wel, U te vars taal, en nog elke keer wat ek gaan bid, en ek vra, en ek bid in die Gees, en ek sê vir die Here, wel, nou wil ek net met U connect in U Gees, en deur die Gees bid, gee die Here vir my vars, is al vars taal wat vloei. Probeer dit vir 'n slag. Gaan in jou binnekamer, maak jou deur toe. Want dit is bietjie weird partykeer. Jy wonder wat sê ek, maar jy hoef nie die natural mind verstaan dit nie. Want toe besef ek, hey, dalk is ek besig om in Russian vir iemand te bid. Dalk praat ek 'n taal wat ek nog nooit gepraat het nie, maar Lord, I know your spirit is at work in me. So work in me, Lord. Heilige Gees, neem totale beheer oor. So tyd in gebed, tyd in God se woord. Wees gehoorsaam aan die leiding van die Gees. Dit gaan nie net gebeur nie. Sien, partykeer wil ons die grootste goed aanpak sonder dat ons die oefening het vir dit. As jy nie die tyd gaan maak en jouself en 'n duidelike ding in jou kop gaan stel van dis tyd om myself oor te lewer aan die Heilige Gees nie. Everything comes with practice. Nou daar agter het Wayne iets gesê, het my weer laat dink aan iets. Hy sê, ou kan enige iets doen as jy oefen vir dit. En toe dink ek dadelik aan 'n storie wat ek gelees het van 5 vriende wat 'n lekker aand gehad het, en hulle is naby hierdie Olimpiese ski slopes. En die een vriend sê vir die ander vriend, hoe cool sal dit nie wees as jy hier afgaan nie. En hy dog ja, en almal sê ja, go big or go home. Probleem is die ou het nog nooit in sy lewe eers geski nie. Maar hier klim hy die trappies op en hy gaan sit heel bo op die ramp. Nou kyk, die doel van daai hele ding is om af te gaan en jou 20 meter in die lug op te skiet. In elk geval, hy sit daar bo en al wat hy dink is go big or go home. Vat diep asem so. Nou gaan hy. En hy did go big. En he went to the hospital. Sien, die probleem is toe hy en hy sê dit weer toe hy daar in sy bed lê, jy weet, gebreekte bene en alles. Sê hy weer go big or go home. Probleem is jy kan nie iets doen as jy nie geoefen het vir dit nie. Jy kan nie 'n Olympic ski ramp gaan spring as jy nog nooit eers skis aangetrek het nie. As jy nie eers leer om te luister na die stem van die Here nie, moenie verwag om berge te versit as jy nog nie eers tyd gemaak het in die woord nie. In the small things you were faithful, oor vele meer sal ek jou aanstel. It's a principle right through the book. Nie net in finansies nie, in elke deel van jou lewe. As jy moeg om die stroom te probeer maak. Ek weet ek het op 'n plek gekom in my lewe waar ek gesê het, Here, ek is moeg.
Ek is moeg van my eie planne. Ek kan dit in elk geval nie doen soos wat U dit kan doen. Heilige Gees, vat net beheer. Take control, guide me, lead me in your spirit, Lord. Ek wil effektief wees vir die koninkryk. I want to be a vessel of power for your kingdom. Dat mense die vrug van die Gees in my lewe sal sien en daarvan eet, nie sodat ek daarvan kan eet nie, maar dat mense rondom my daarvan kan eet en gesond word. Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of restoration. Christ in me, the hope of healing. Christ in me, dat mense in en deur my Christus sal sien en vind. Not that I can be glorified, but that God can be glorified. En nie dat my wil gedoen kan word, maar dat die wil van die Here gedoen kan word. Sien, die vrug is nie vir jou nie, maar die vrug is vir ander om van te eet. En jou blare sal nie verwelk nie. Die stroom van lewende water wat uit jou binneste uitvloei. So maak dat jou blare nie verwelk nie, maar dit sal genesing wees vir mense rondom jou. Glo jy dit vanaand? God wants to move through you powerfully. God wil nie net in jou lewe beweeg nie, hy wil nie net vir jou bereik nie. Dis mense in jou lewe wat hy graag wil bereik deur jou. Maar dis tyd dat jy sal begin sê, Here, I'm a vessel, anointed, called for a time such as this. Dat die koninkryk in en deur my gesien sal word. Here, U wil, nie my wil nie. Amen. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vanaand, Koning Jesus. Thank you for your spirit, Lord. Dankie Heilige Gees dat U bereid is, Here, om ons te lei. Koning Jesus, dat U bereid is om deel te wees van elke area van ons lewens. Koning Jesus, ons weet ons probeer baie keer selfstrome maak, maar ek verklaar vanaand, Heilige Gees, ons is totaal aan U oorgelewer. Kom en werk in en deur ons, Here. Ons maak 'n doelbewuste besluit, Here, om U deel te maak van ons lewens, Here. In elke area van ons lewens dat U sal werk. And Lord, that you'll work powerfully and work through us powerfully, sodat die mense in ons lewens, Here, Christus sal vind en raak sien, Here. Ek verklaar vanaand, Here, die Heilige Gees deur ons sal genesing bring tot ons huise, tot ons dorp, ons werksplekke, tot hierdie land, Here. Verklaar vanaand, Abba Father, we are vessels of your kingdom, for your power to flow freely, Lord, and to heal this nation, Lord. In elke area van ons lewens. Die vrug van die Heilige Gees sal gesien word en van geëet word. Ek verklaar dit oor ons gemeente vanaand, Here, in hierdie huis, Here, in ons familie. So mense opstaan in die krag van die Heilige Gees om 'n woord van lewe te verklaar. And it will be established, Lord. Ons dankie vanaand daarvoor, Abba Vader. U verdien al die lof en al die eer. Dankie vir 'n woord van lewe. Dankie vir die vrug wat hier uit sal kom. Dankie vir die getuienisse, Lord. We are sitting in a front row seat to witness your power at work in us. Alles tot eer van die naam. Abba Vader, U wil, Here, en nie ons wil nie. Ons gebed vanaand in Jesus se kosbare naam. Amen. En amen. En amen. Be blessed.